Hoe dien ons die Here? Handelinge 17 vers 30 sê dat die mensdom God in onkunde gedien of dan nou geaanbid het. En God sien die onkunde oor, sodat ons God reg en opreg kan dien. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanoggend op hierdie Woensdagmôre. Hoe gaan dit met jou? Ek vertrou dit gaan met jou goed. Dit is vir my lekker om weer eens rondom die woord van die Here te sit en ek is so bly dat jy ingeskakel het om nog 'n brokkie uit God se woord te kan hoor, want vanmôre gesels ek 'n bietjie met jou oor hoe dien ons die Here. So kom ons lees gou ons skrif wat ons vat na hierdie tema toe. Hoe moet ons God dien? Want Handelinge 17 vers 30 sê, soos wat ek in my inleiding gesê het, dat ons onkundig daarin kan wees. Handelinge 17 vers 23, Paulus sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Vers 25, ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ek vra vanmôre die vraag, hoe lyk dit as ons onkundig die Here dien, of dan nou aanbid, want dis wat daardie dien eintlik beteken. Ons dien die Here onkundig. Ons aanbidding is onkundig, want dit moet nooit verwar word met werke van geregtigheid nie. Aanbidding moet nie gesien word as iets wat ons God moet gee, omdat God tekort aan iets het nie, sê Paulus. Aanbidding moet nie gesien word as iets wat ek aan God moet gee as hulpmiddel om iets te kan doen nie, asof dit in 'n mate 'n tipe van 'n ruiltransaksie is, maar ook 'n hulpmiddel sodat God iets kan doen nie. Aanbidding is nie omkopery of manipulasie nie. Dis hoe heidene hulle gode dien. Hulle doen al die reukoffers en geskenke en kosse en rituele, want daardeur koop hulle God om of manipuleer sy sogenaamde emosies om iets vir hulle te doen. Jou styl van aanbidding moenie die bewys wees dat God beperk is of ingeperk is tot plekke van aanbidding nie. Dit is wat Paulus sê. Want Jesus maak die volgende uitspraak so duidelik daar in Matteus 12 vers 6. Jesus sê vir hulle, een wat groter is as die tempel is hier, en daar verwys Jesus na homself. As Dawid sê, daar in Psalm 92 vers 14, dat ons geplant is in die huis van die Here, is dit nie die planting in die plek wat as aanbidding gesien word nie, maar eerder die stelling wat hy daar in vers 2 maak van Psalm 92. Dis goed om die Here te loof. Die plek is net die plek. Dit is Paulus se bedoeling, toe hy gepraat het daar in Efese. Want aanbidding moet eerder gesien word as, eerstens, eerbetoning, verwondering en vrees vir die Here, soos wat Hebreërs 12 vers 28 sê. 1 Timoteus 1 vers 17 kom Paulus met hierdie mooi lofgebed. Hy sê aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit is aanbidding. Dit is aanbidding. Romeine 11 vers 33 sê Paulus oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is aanbidding. Habakuk 2 vers 20, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom,
o ganse aarde. Dit is aanbidding. En dit kan enige plek, selfs in die kerk of geestelike groepe of alleen gebeur. Dis aanbidding. Dis hoe 'n mens die Here dien. Tweedens, jou lewe. Jou lewe, skoon van sonde, is jou aanbidding. En hoor mooi wat ek bedoel. Jy ken Romeine 12 vers 1, waar Paulus sê, jou liggaam moet 'n lewende, heilige, welgevallige offer wees. Hierin is geen vorm van werke nie. Paulus sê nie, dit en dit en dit moet jy doen nie. Hy sê, maar jou liggaam moet 'n lewende, heilige, welgevallige offer wees. Maar 'n lewe wat skoon is van sonde, is 'n bewysmiddel dat jy tot God toegewy is. Jou lewe sonder enige aksie is aanbidding tot God. Hoor mooi wat ek sê. Jou lewe, jou toewyding tot God, sonder enige aksie is aanbidding tot God. Voordat jy een woord spreek tot God of een iets doen vir God, is jou lewe reeds aanbidding. Derdens, aanbidding beteken jou hart is naby aan God. Nie jou goed nie, jou hart is naby aan God. Jesus sê in Matteus 15 vers 7 vir die Fariseërs. Hy sê, geveinsdes. Jesaja het oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Aanbidding beteken jou hart is naby aan God. Mond en lippe en handewerk is alles werke van geregtigheid. Dis nie die preek of die uitreiking of die kerk toe gaan en die rituele wat aanbidding is nie, maar 'n hartsgesindheid en die innerlike lewensoortuiging en oorgawe. Dit is hoekom Jakobus 'n baie duidelike skeidslyn trek tussen geloof en werke, maar beide van hulle tog langs mekaar sit. Want hy bedoel die een kan nie die ander een verteenwoordig of vervang nie. Die twee, aanbidding deur geloof en werke deur geloof, hulle loop saam. Die vierdens, aanbidding is aanbidding sonder werke. Jakobus 2 vers 18. Hy maak die stelling, geloof sonder werke is dood. Ons aanbidding, in aanvang, is kragtig en lewendig in ons oortuiging en eerbieding en verwondering tot God. En dit is die wil van God, dat ons aanbidding sal uitkring tot werke van geregtigheid. Maar die aanvang is ons geloof tot God. So hoe lyk aanbidding? Daniël se aanbidding was nie die manier hoe hy die koning se land in geregtigheid bestuur het nie, maar hoe hy vreesloos sy venster elke dag oopgemaak het voor God gebuig het. Aanbidding is die sondares wat soos daar in Lukas 7 vers 37 van agteraf Jesus benader het in nederigheid op haar knieë, die albaste fles gevat het en die salf gevat het en by Jesus se voete gaan staan het, geween het, sy voete nat gemaak het met haar trane, dit afgedroog het met haar hare van haar hoof, sy voete gesoen en sy voete met salf gesalf. Aanbidding was nie dat sy die olie gaan verkoop het soos wat Judas wou gehad het sy moes doen en die geld na die bediening toe gebring het nie, maar dat sy uit dankbaarheid haar sonde vergifnis kom eer het voor Jesus en daardeur het sy Jesus vereer. Dis hoe aanbidding lyk. Aanbidding is vele kere die buig, die neerval as 'n bewys van nederige erkenning wie God is, wat God kan doen, wat God gedoen het en hoe karig die mens in sy of haar bestaan voor God en sy oordeele is. Soos Elia se ernstige gebed tot die reën en Petrus se vernedering voor God en die werp van sorge op hom, en dis soos die geloofshelde in Hebreërs 11 wat getuienis ontvang het, maar nie eers die belofte ontvang het nie en steeds God aanbid het. So hoe dien ons die Here? Hebreërs 13 vers 5. Laat ons dan gedurig deur hom, deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ons skuif alles op sy en laat wat in ons harte is oorloop in lof tot God. Dis hoe ons die Here dien. Seun van die Here en alles wat mooi is, kind van die Here, totdat ons Vrydag verder uit God se woord gesels.